Goeiemôre. Ek wil ook net baie welkom sê aan al ons besoekers en ook aan al die predikante wat hier so is. En dan wil ek baie spesiaal welkom sê vir Lelani. Lelani, baie welkom. Ek is bly om jou te sien. En julle weet dat daar's 'n gesamentlike ete na kerk, so asseblief voel vry om te bly en saam te eet en saam te kuier. Dis 'n baie belangrike deel van Christen wees om saam te kuier ook. Kom ons sluit net gou weer ons oë. Here, U ken ons menswees. U weet die dinge waarmee ons sukkel. U weet die dinge waarmee ons stry. En ek vra net, Here, dat U asseblief daardie dinge in my sal dek vandag terwyl ek U boodskap bring. Here, help asseblief dat my tekortkominge nie sal staan tussen die boodskap wat U in elkeen van ons harte wil wakker maak nie. Dek my met U geregtigheid. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. So voordat ons vandag met ons preek gaan begin, wil ek net met julle 'n paar gedagtes deel uit 'n boek wat getiteld is Uit die wysheid van die mond van die suigeling. So Patrick, ouderdom 10, sê 'n mens moet nooit 'n hond vertrou om jou kos dop te hou nie. Michael, ouderdom 14, sê moet nooit vir jou ma sê dat daar dieet werk nie. Emily, ouderdom 10, sê moenie pa se vinger trek wanneer hy jou vra om dit te doen. Hanna, ouderdom 9, sê wanneer jou pa kwaad is en hy jou vra, lyk ek dom, moenie antwoord nie. Talita, 11, sê moenie dat jou ma jou hare borsel as sy kwaad is vir jou pa nie. Kayo, ouderdom 11, sê moet nooit 'n stofsuier en 'n kat gelyktydig vashou nie. En dan Lauren, ouderdom 9, sê permanente merkers is nie goeie lipstif nie. En dan die laaste ene is Eileen, ouderdom 8, sê moet nooit probeer om 'n kat te doop nie. Nou ons gaan nie vandag 'n kat probeer doop nie, maar ek dink ons gaan vandag een van die mooiste ervarings almal saam deel wat 'n mens kan deel, en dis die ervaring van die doop. Het julle geweet dat die totale watervoorraad van die wêreld is 3785 triljoen liter? Net 'n interessante feit. En dan dit beslaan omtrent 13 biljoen 588 miljoen 272 en 75 kubieke kilometer van die aarde se volume. Julle geweet dis hoe groot deel van die aarde water het. Die menslike liggaam bestaan uit ongeveer 55 tot 60% water en geen plant, dier of mens kan sonder water oorleef nie. Water kan egter ook groot vernietiging bring met vloede, orkane en vloedgolwe. Maar vandag gaan water die mees egste en die mees suiwerste daad verrig wat dit kan doen. En dit is om iemand se sondes weg te vloei. 'n Dogtertjie het een Sabbat saam met haar ouers by 'n doopdiens gewees en dit was haar eerste ervaring, 'n nuwe ervaring vir haar. En toe hulle die persoon onder die water laat uitgaan, toe skree sy kliphard, "Hoekom pappa, hoekom druk hulle daai oom onder die water?" Mamma het saggies probeer vir haar verduidelik, maar toe hulle by die huis kom die aand, toe moes hulle nou mooi vir haar verduidelik wat gebeur het. En hulle het vir haar probeer verduidelik dat sonde is om stout te wees. Is om nie die regte dinge te doen nie. En hierdie mense wou baie graag vir almal wys dat hulle behoort nou aan Jesus, hulle gaan gehoorsaam wees aan Jesus en nie meer stout wees nie. En die water simboliseer dat hulle voor almal sê, ek gaan nie meer probeer stout wees nie, ek gaan probeer om gehoorsaam te wees. En die doop wys dan dat dit is wat hulle gedoen het. En sy kyk so rukkie vir haar ma en pa en sy sê, maar hoekom het die oom leraar nie net die oom pak gegee nie? In haar klein brein sou dit baie makliker gewerk het as om hulle onder die water in te druk. Paulus sê vir ons in Romeine 6 vers 1 tot 5, wat moet ons hiervan sê? Romeine 6 vers 1 tot 5. Ek gee net gou vir ons tegniese span kans om.
Ek dink ek frustreer hulle partykeer. Wat moet ons nou hiervan sê? Moet ons aanhou sonde doen sodat die genade kan toeneem? Beslis nie. Hoe kan ons wat dood is vir sonde nog daarin voortleef? Of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is? Vers 4. Deur die doop is ons immers saam met hom in sy dood begrawe, sodat ons Christus deur die wonderbaarlike magsdaad van die Vader uit die dood opgewek is, ons ook 'n nuwe lewe kan lei. En dan vers 5. Aangesien ons met hom een geword het in sy dood, sal ons sekerlik ook met hom een wees in sy opstanding. En dit is seker een van die mooiste Bybelgedeeltes, want dit is waaroor vandag gaan. Dit is die belangrikheid van die doop. C.S. Lewis sê vir ons, as jy 2 keer gebore word, sal jy net 1 keer sterf. Maar as jy 1 keer gebore is, sal jy 2 keer sterf. Dink 'n bietjie mooi daaroor. As jy 1 keer gebore word, sal jy net 2 keer gebore word, sal jy net 1 keer sterf. Maar as jy net 1 keer gebore word, sal jy 2 keer sterf. So, hoekom is die doop belangrik? Hoekom is die simbool van water en doop vir ons gegee? As verlossing 'n geskenk van God is en dit moontlik gemaak word deur geloof, hoekom het ons die doop gekry? Waarvoor die simboliek? John Piper, wat een van die grootste evangeliste en sendingwerkers was in die Filippyne, het gesê iets gebeur. Nou die Filippyne in daai jare, as jy sendingwerk daar gedoen het en iemand het 'n Christen geword, was dit lewensgevaarlik, hulle sou jou doodmaak daarvoor. En hy sê, wanneer mense Christen geword het, het niemand eintlik in jou familie omgegee nie, maar dis die dag wanneer jy by die doopwater staan. Wanneer jy deur daai doopwater staan, wat jou lewe in gevaar was. Daar is iets wat gekoppel word aan die openbare simboliek van die doop, wat mense ongemaklik maak. Daar's iets wat gebeur by die openbare simboliek van die doop, wat Satan heeltemal omkrap. Dis wanneer jy gedoop word, wat hy met venyn op jou begin inzoom, en wat hy jou lewe van daar af met venyn aanval. Dit is die dag wat jy vir die wêreld sê, ek is nie meer dieselfde persoon nie. Dit wie julle my as geken het, dit wat ek miskien gedoen het in my lewe, dis verby. Ek is 'n nuwe mens. En Paulus verstaan dit. Hy sê in hierdie gedeelte wat ons nou gelees het in Romeine 6, sê ons dat ons almal saam met Christus sterf. En dit bring 2 belangrike dinge vir ons. Die eerste ding is, soos ons gesê het, ek is nie meer dieselfde mens nie. En ek wil hê ons moet terugdink aan die dag toe ons gedoop was, het ons ook daai belofte gemaak en gesê, van vandag af is ek nie meer dieselfde mens nie. En ek wil met ons doopelinge dit deel, want dis baie belangrik. Die wêreld sê dat ek kan voortgaan om my ou lewe te lewe en myself nog 'n Christen noem. Maar dis nie wat die Bybel vir ons leer nie. Die Bybel leer vir ons dat wanneer ek deur die doopwaters gaan, is ek nie meer my eie mens nie. Wat nou vir Jesus belangrik is, wat nou vir God belangrik is nou vir my belangrik. En baie keer leer hulle ons dat ons kan voortgaan in ons ou leefstyl en dieselfde dinge aanhou doen en nog steeds 'n Christen genoem word. En Paulus sê vir ons, maar dit kan nie so wees nie. Ek word 'n nuwe mens. En van vandag af gaan julle wat gedoop word, gaan julle nuwe mense wees. Dit beteken nie dat julle nie Jesus geken het nie. Dit beteken dat daar iets vandag met julle lewe gaan gebeur wat jou onherroepelik gaan verander. Jy gaan anders te dink, jy gaan anders te voel, jy gaan anders te praat. En die tweede ding wat gebeur is dat die dood nie meer regtig vir ons vreesaanjaend is nie. Korintiërs sê vir ons, o dood, waar is jou oorwinning? Oor dood, waar is jou angel?
Wat vandag gebeur beteken jy hoef nie meer bang te wees om dood te gaan nie. Want die dood wat jy vandag gaan aflê in die watergraf beteken dat as jy sou doodgaan voordat Jesus kom, dit 'n slaap is. En dis die tweede grootste geskenk hiervan, is dat meeste mense vrees die dood. En dit is wat ons so jaag om by mekaar te maak en dinge te doen in hierdie lewe, want ons het net hierdie klein lewetjie en ons moet alles in hierdie lewe indruk, terwyl God vir ons sê, nee, wag so bietjie. Hierdie lewe is soos die cover page van 'n boek. Wanneer jy in jou slaap ingaan, gaan jou eerste hoofstuk eintlik eers begin. Dis wanneer die mooi gaan begin. Dis wanneer die storie van jou lewe gaan begin. En dit is omdat ons saam met Jesus sterf die dag wanneer ons gedoop is, kry ons daai reg om te gaan slaap as ons op hierdie aarde doodgaan. Kry ons daai reg om uit te sien na iets soveel beters. En dis wat Jesus vir ons moontlik maak. Ek en jy, wanneer ons gedoop word, word een in Jesus. Sy dood word ons dood en hy neem ons dood op hom. En dan beteken dit ook dat sy lewe word my lewe. En dit verwys nie net na die ewige lewe nie. Dit verwys ook dat ek Jesus in my en deur my elke dag kan ervaar. Jesus en ek word naderhand so een dat ons selfde dink, ons dieselfde voel en ons dieselfde optree. En so dit is wat die doop vir ons beteken. En gelukkig het God geweet dat ek en jy gaan partykeer 'n bietjie afwyk van ons besluit. En het hy vir ons die nagmaal ingestel, die voetewassing, waar ek weer kan teruggaan en sê, Here, ek het so 'n bietjie fokus verloor. Maar dit begin alles by vandag. Vandag is die dag wat ons sê dat die doop simboliseer dat ek en Jesus een geword het. Sy dood is my dood geword en my dood het syne geword. En dieselfde oomblik het ek lewe ontvang wat nooit myne was nie. En dan die tweede belangrike deel, soos ons gesê het, dit simboliseer dat ek en Jesus een kan word. Maar dis vir my 'n baie belangrike punt, want ek weet nie van julle nie, maar verlang het ek gesukkel met hierdie idee dat ek moet ophou om die verkeerde dinge te doen. En ek het baie hard gewerk om op te hou om die verkeerde dinge te doen. En ek het alles ingesit, totdat ek begin besef het, maar ek kan nie. Hoe meer ek probeer, hoe meer faal ek. En toe het ek die geheim in die Bybel ontdek, dat Jesus sê, ek wil meer word in jou en jy minder. Ek wil my lewe in jou uitlewe, sodat jy en ek so een word, dat julle dieselfde dink en dieselfde voel en dieselfde optree. En nou hoef ek nie meer teen hierdie sondes te beklei nie, dis nou Jesus wat die oorwinnings in my en deur my behaal. En dit was vir my 'n baie groot geskenk toe ek dit gesnap het, is dat ek het nie meer nodig om myself te breek nie. Maar dit is die teologiese aspek van die doop. Wat beteken die doop regtig vir my persoonlik? En ek wil vir julle vra om saam met my te blaai, as jy jou Bybel by jou het, of op die bord saam te kyk, na Markus 1 vers 2 tot 13. Ek wil hê ons moet persoonlik gaan kyk, wat beteken die doop vir my persoonlik. Markus 1 vers 2 tot 13, en dit sê, in die boek van die profeet Jesaja staan daar geskryf, kyk, ek stuur my boodskapper voor jou uit. Hy sal die pad vir jou oopmaak, of regmaak. Iemand roep in die woestyn, maak die pad vir die Here gereed, maak die paaie vir hom reguit. So het Johannes die doper in die woestyn of in die wildernis opgetree, en hy het verkondig, bekeer julle en laat julle doop, en God sal julle sondes vergewe. Vers 5. Die hele landstreek van Judea en al die inwoners van Jerusalem het na hom gestroom. Hulle het hulle sondes bely en is deur hom in die Jordaanrivier gedoop. Johannes het klere van kameelhaar gedra en met 'n leerband om sy heupe, en hy het van sprinkane en veldheuning geleef. Hy het gespreek en gesê, die een wat na my kom, is my meerdere. Ek is nie eers werd om te buk om sy skoene los te maak nie.
ek het julle wel met water gedoop, maar hy sal julle met die Heilige Gees doop en julle sal 2 keer sterf. Jesus het hier dieselfde tyd van Nasaret in Galilea afgekom en hy het deur Johannes in die Jordaan gedoop. Net soos hy uit die water gekom het, het die hemel oopgeskeur en sien die Heilige Gees afdaal soos 'n duif na hom. In vers 11, en daar was ook 'n stem uit die hemel wat sê, jy is my geliefde seun, oor jou verheug ek my. Net daarna het die Gees hom weggevat in die woestyn in, waar hy 40 dae lank gebly het en deur Satan versoek is. En Jesus was daar saam met die wilde diere en die engele het hom versorg. Die wildernis waarvan Johannes hierso of Markus hiervan praat, het eintlik 2 betekenisse. Die een is 'n plek waar dit onherbergbaar is en daar is geen ontwikkeling nie en dit is 'n leë plek. So dit is die eerste betekenis, maar dan by dit ook 'n betekenis van 'n wildernis is 'n plek waar jy en jou lewe is, waar dit donker en leeg en stikkend en seer is. En simbolies is Johannes in die woestyn ingestuur en moes mense van die Israeliete na Johannes toe kom in die wildernis sodat hulle kon bekering deurgaan en gedoop word. En die vraag wat ek vandag vra vir ons doopelinge, sowel as vir ons wat al reeds gedoop is wat is die wildernis waarin jy jouself bevind? Wat is die dinge waarmee jy sukkel? Wat is die dinge wat jou seer maak? Wat is die dinge wat jou ongelukkig maak en wat jou laat voel asof jy dit nie maak nie? Miskien is daar vandag van ons wat voel dat ons is vasgevang in 'n wildernis en dit voel vir my asof dit leeg en droog en onherbergbaar in my is. En Johannes is in die wildernis ingestuur om die mense te help om te besef wat is die dinge in hulle lewe wat hulle moet agterlaat en hy het dit vir hulle gewys en hulle het bekering deurgegaan en hulle is deur die water gedoop. En dis die werk wat Jesus vandag doen. Jesus kom vandag na my en jou toe en hy vra vir ons, is jy in die wildernis? Ek kom in die wildernis in en ek kom na jou toe en ek vra vir jou, wat is die dinge wat tussen jou en my staan? Wat is die dinge waaraan jy vashou wat vir jou meer belangriker is as vir my? Of as ek? En net soos die Israeliete van ouds na die Jordaan toe moes kom en moes besef wat die dinge is wat in hulle lewe was, hulle moes eienaarskap daarvan neem en hulle moes dit agterlaat en hulle moes deur die water gaan om te wys dat hulle dit agterlaat. Kom Jesus vandag en hy sê vir ons, ek staan saam met jou in hierdie wildernis. En ek wil hê jy moet eienaarskap vat van jou lewe. Ek wil hê jy moet saam met my kyk, wat in hierdie wildernis, wat is die dinge wat stikkend en seer en gebreek is in jou, want ek wil hê jy moet dit agterlaat by hierdie watergraf. En vir ons wat al reeds gedoop is, dit was die rede daarvoor. Dis hoekom ons gedoop was. Jesus het in die wildernis na ons toe gekom en gesê in hierdie plek waar dit vir jou voel asof jy nie jou kop bo die water kan hou nie, asof jy sink en asof jy meeste van die dag net survive. Ek kom in hierdie wildernis in en ek kom sit by jou en ek kom vra vir jou, wat is die dinge wat ons by hierdie watergraf moet agterlos? En vandag sê ons dit vir die doopelinge, want dis wat julle vandag gaan doen. Jesus kom na jou en hy sê vir jou, ek ken jou wildernis. Ek ken jou stikkend. Ek ken jou seer. Vandag wil ek hê jy moet aan my hand vat en ek en jy moet dit agterlaat, want wanneer jy deur hierdie water gaan, is daar 'n nuwe mens beskikbaar vir jou. 'n Nuwe hart, 'n nuwe denke. Maar ek en jy moet eienaarskap vat van dit. Ek en jy moet kan sê, Here, dis die dinge wat tussen my staan.
Here, dis die dinge wat my seer maak. Here, dis die dinge wat ek al gedoen het wat ander seer maak. Ek wil nie meer hierdie mens wees nie. Ek wil nie meer deel wees van hierdie chaos, hierdie wildernis nie. Ek wil saam met jou deur die watergraf gaan en saam met jou sterf. Want dis belangrik, want die wêreld is vandag in chaos. Die wêreld is vandag 'n wildernis. Die wêreld het op 'n plek gekom waar God eintlik nie meer bestaan nie. En dis in hierdie chaos wat ek myself as Christen bevind. So God wil hê jy moet 'n nuwe mens deur die watergraf uitkom, want hy het 'n werk vir jou. Daar's iets wat jy vir hom moet doen nadat jy daai nuwe lewe ontvang het. Die wêreld is in chaos en God wil hê dat ons moet uitstaan in hierdie wêreld. God wil hê dat ons moet anders te optree in die wêreld. Die samelewing het 'n postmoderne samelewing geword waar Christendom iets is wat ek kan buig en vorm dat dit my pas. Maar in elke Adventiste kerk wat jy kom, gaan jy 'n teken sien van 3 engele wat deur die lug vlieg. En dis God se boodskap, 'n boodskap wat sê jy kan nie dinge op jou eie manier doen nie. Ek is God, ek oordeel, ek het alles geskape, kom terug na doen dit op my manier. Die wêreld is in chaos en as dopeling word jy vandag gevra, wanneer jy opstaan uit daai water, gaan jy deel word van 'n liggaam waar jy anders moet wees. Jy gaan deel word van 'n liggaam waar mense na jou gaan moet kyk en hulle gaan iets anders te moet raak sien. Miskien het die kerk 'n wildernis geword. En ek wil nie hê julle moet vandag hier uitstap en sê ek breek die kerk af nie, dis glad nie wat ek doen nie. Maar Openbaring 3 sê vir my dat ons wat in die kerk net voor God se wederkoms gaan wees, gaan dink ons is okay. Gaan dink ons is ryk en ons het alles wat ons nodig het, maar die Bybel sê jy's beklaanswaardig, jy's blind, jy's naak en jy besef dit nie eers nie. Het die kerk 'n plek geword waar dit partykeer 'n wildernis is. En as dopeling, wanneer jy deel word van die liggaam van God, is jy iemand wat moet kan opstaan en sê, wag so bietjie, wat ons nou doen is verkeerd. Dis nie die Here se manier nie. Miskien het ons partykeer die kerk 'n wildernis gemaak waar ons stil bly oor die dinge wat verkeerd is. Omdat ons die vrede wil bewaar. Maar as dopeling vra die Here jou vandag, ek word deel van 'n liggaam en dit is 'n plek waar ek moet opstaan vir wat God sê is reg. Selfs al bewaar dit nie die vrede nie. Maar soms kan ek en jy ook 'n ding op die regte manier, op die verkeerde manier sê wat reg is, sodat dit mense so afsit dat hulle nooit jou boodskap sal hoor nie of hulle rug op jou sal draai en dis ook nie wat God wil hê nie. Miskien is ons wildernis ondervinding in die kerk 'n feit dat ons opgehou het om na mekaar te luister. Dat ons opgehou het om 'n familie te wees en dat daar bitter min eenheid oor is in 'n familie omdat ons vergeet het om na mekaar se wilderness experiences te luister. En dis nog 'n rede hoekom ons gedoop word. Ons word gedoop sodat ons kan deel word van 'n liggaam wat vir mekaar omgee. Wat vir mekaar daar is, wat vir mekaar sal dra. En vir ons wat al gedoop is, ons moet vir onsself besluit of ons dit vergeet het en daar al stof op ons beloftes gekom het en of ons nog met hernieude ywer hierdie beloftes nakom. Maar vir julle wat vandag gedoop word, dis deel van jou ondervinding, as jy word deel van 'n liggaam wat moet staan vir wat reg is. In 'n wêreld wat in 'n wildernis is. In 'n wêreld wat in 'n chaos is. So hoe doen ek dit? Wel, vandag se doop is die eerste stap. Vandag sê jy vir die wêreld,
Ek word vandag so een met Jesus, dat niks anders te meer vir my saak maak nie. En wat hy wil hê ek moet doen, hoe hy wil hê ek moet lewe, is wat vir my die heel belangrikste sal wees. Ek sal opstaan teen wat verkeerd is as dit nodig is. Ek sal hom vra om my te help om dit in liefde te doen. En ek sal alles gee om 'n eenheid in 'n familie te vorm, sodat ons vir die wêreld kan wys, hoe lyk 'n familie, hoe lyk 'n individu in wie se hart die Here werklik lewe. So die Here vra vandag van jou as doopeling, kom staan by my by die water. Neem eienaarskap van wie jy is, weet wat jy is, weet wie jy is. Kom na my toe en sê vir my, Here, ek weet wie ek is, ek ken my swakhede, ek ken my foute, maar vandag los ek dit agter en aanvaar ek 'n lewe waar dit nie meer my foute hoef te wees nie, want Jesus het al reeds vir my die oorwinning behaal. En hierdie oorwinning gaan hy elke dag in jou lewe uitleef. En dis hoekom jy gedoop word vandag. Dis 'n openbare verklaring wat sê, ek is nie meer dieselfde mens nie. In die doop sê God vir elkeen van ons in werklikheid, die chaos in jou lewe hoef jou nie meer te identifiseer nie. Ek is by jou. Sentreer jouself in my liefde en ek sal nie toelaat dat die chaos jou ooit weer wegvee nie. Word deel van my, word deel van my liggaam en wys vir die wêreld wie ek is. Amen. Ons wil graag die doopelinge vorentoe nooi en ons gaan nou deur die doopbeloftes gaan. Leraar Heinou, ek het jou nie voor die tyd gevra nie, maar sal jy dit dalk vir ons doen? Het jy dit by jou, Heinou, of kan jy, wil jy myne, het jy die doopbeloftes by jou? Ek weet nie of hy het nie. Dankie. Ekskuus, kan julle dalk vir ons bietjie nader staan? Of kan ons net 'n handheld mic kry asseblief, oom Jan? En twee. Okay. Dis 'n voorreg om deel te wees van die doopplegtigheid vandag en dis 'n groot oomblik vir elkeen van julle, maar ek dink ook vir elkeen wat hier so sit en spesifiek die families en die ouers van die jong kinders, jong mense wat vandag gedoop gaan word. So die vraag is altyd, hoekom moet ek in die Adventiste kerk gedoop word? Kan ek nie in 'n ander kerk gedoop word nie, solank ek net gedoop word? En so hoekom moet ek in 'n kerk gedoop word? En dit is belangrik dat ons glo wat die kerk glo waarin ons gedoop word. En dis hoekom ons die 28 leerstellings deurwerk en dis hoekom ons ook die doopgelofte het. Dis om seker te maak dat daar waar jy gedoop word, is daar waar jy deel is van 'n liggaam. En hierdie is nou die liggaam waarin jy gedoop word en is hier waar jy gaan aktief wees, 'n hand of 'n voet of 'n oor of 'n oog, om jou deel te kan doen om hierdie liggaam vorentoe te vat en die werk te kan doen wat gedoen moet word. So ek gaan deur die doopgelofte vir julle lees en aan die einde kan julle net almal saam sê ja. Ons aanvaar dit. I do. Nou. Goed. Ek glo in die drie eenheid, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ek glo dat deur die dood en die bloed van Jesus Christus wat aan die kruis gesterf het vir my sondes, ek gered kan word. Ek besluit om my rug op die sondige wêreld te draai en Jesus Christus as my enige
persoonlike verlosser en saligmaker te kies, sodat hy my 'n nuwe hart en 'n nuwe lewe kan gee. Ek aanvaar die regverdigmaking en hoëpriesterskap van Christus, sodat my lewe sal transformeer om meer te word soos wat hy is, en dat ek as getuie vir hom kan wees by die huis en ook in die wêreld. Ek glo in die Bybel, die geïnspireerde woord van God, en dat ek daarvolgens wil leef en ook 'n student sal word deur gereelde Bybelstudie en in gebed. Ek glo in die 10 gebooie as die karakter van God, en my begeerte is om my lewe daarvolgens te rig, insluitend in die 4de gebod wat die onderhouding van die Sabbat is. Ek glo in die spoedige wederkoms van Christus en dat ek my lewe en ander se lewens ook wil voorberei vir daardie dag. Ek glo in die Bybelse leer in die gees van profesie en dat dit een van die eienskappe is van die oorblyfsel kerk. Ek glo in die kerkorganisasie en wil graag die kerk ondersteun deur my tiendes, offergawe, my tyd en my energie. So ons mis baie keer die tyd. Dit is maklik om geld te gee, maar die Here het jou tyd en jou energie bitter nodig. Ek glo dat my liggaam die tempel van God is en dat ek dit sal weerhou van voedsel wat deur die Bybel as onrein bestempel word. So ook sal ek my weerhou en ook nie handel dryf met alkohol, tabak, narkotika, wat eintlik wat dwelms is nie. Ek glo in die Bybelleerstellings van die Sewendag Adventiste Kerk en my begeerte is om my lewe daarvolgens te rig. Ek glo in die doop van die Nuwe Testament, dat dit 'n afwassing is van my sonde, deur saam met Christus te sterf in die watergraf en in 'n nuwe lewe op te staan. Ek glo ook dat dit my publieke getuienis is dat ek Christus in my lewe aanvaar het. Ek glo dat die Sewendag Adventiste Kerk die oorblyfsel kerk is waarvan die Bybelprofesie ons leer en dat alle mense van enige nasie, ras en taal daaraan kan behoort. My begeerte is om deel te word van hierdie gemeente in die wêreldkerk. Kan julle almal as julle daarmee saamstem, sê ons doen. Goed. Baie dankie. Dankie. Julle kan julle weet dames aan die regterkant, my regterkant en die linkerkant mans, en dan kan julle gaan aantrek. So die volgorde is dan net Welton ons gaan vir jou doop. Leraar Reine gaan vir jou doop. En dan Dietrich gaan leraar Morney vir jou doop. En dan gaan ons die amper sê ek ou mense. Die volwassenes gaan ons dan doop sodat julle kan aantrek en dan net weer kan bystaan vir die girls. Is reg? OK, dankie julle. Ek wil net vir die dames sê, hoor julle, vandag, jy gaan aan die regterkant staan, en dan kan ek jou sommer as 'n voorbeeld gebruik. Jy kan een arm. Ons gaan intussen 'n paar liede sing. Ek dink ek moet 'n versoek rig. Ek weet ons gebruik nie deesdae meer ons sangboeke nie, maar as daar aan hierdie kant van die kerk dalk een persoon is wat 'n gunsteling uit ons Advent lofliedere boek het, wat ons kan sing, dit sal lekker wees om so 'n lied te sing, en dan wil ek iemand aan daardie kant van die kerk ook vra, om vir ons een lied te kies. Intussen, kom ons sing solank ons eerste lied, lied 467, al die verse, stel beginsel as jou doel, 467, dink so lank.
Goed, is daar iemand uit hierdie kant wat 'n gunsteling het? Annemarie. Weet jy dalk wat die nommer? Salig hy wat steun op Jesus. 201. 201, daar's hy. Kom ons sing in die eerste en die laaste vers van die 201, salig hy wat steun op Jesus. Is 'n voorreg om saam met Welton vandag in die doopbad te wees. Welton sien al uit na hierdie dag. Laas jaar is nog gevra asseblief of ons hierdie dag hier sal wees. En so ek wil graag die oomblik wat ons nou in die doopbad staan, Welton, is die belangrikste oomblik sekerlik en is weet dis 'n huweliksdaad wat ons eintlik doen want jy maak 'n hegtenis met die Here vandag. Deurdat jy in die waterbad staan. En om te sê, Here, ek wil net alles vir U gee vandag. En ek wil 'n verbintenis maak met U wat ek nooit wil breek nie. So dit is die erns van die saak en die grootheid van die oomblik. En baie keer kan dit doop so vinnig verbygaan dat ons skaars kan onthou dat ons hierdie water gegaan het. Maar ek wil hê jy met hierdie oomblikke gebruik en hierdie oomblik onthou as 'n oomblik wat jy nooit moet vergeet nie. So ek wil 'n klein storie net vertel. En van Saggeus, julle ken al van Saggeus. Daar's 'n legende wat vertel word van Saggeus, want nadat hy die ontmoeting met Jesus gehad het 'n interessante ding gebeur. Hy het weggegaan, hy het elke oggend uit die huis uit weggegaan, vroeg. En sy vrou het begin bekommerd raak, want hy is elke oggend vroeg is hy weg. En sy het een dag besluit, sy gaan vir Saggeus agtervolg om te sien wat doen hy so vroeg in die oggende as hy die huis uit gaan. So en sy het hom uit die huis uit gevolg en by die straatjie af, sy gesien hy loop hy om die hoek saam met hom agter hom aangeloop en weggekruip sodat sy hom nie moes sien nie. En sy het hom gevolg totdat hy by die boom gekom het waar Jesus hom ontmoet het. En hy het 'n klein emmertjie in sy hand gehad en hy het watertjies om die boom gegooi. En sy gaan staan daar by hom, sy sê, Saggeus, wat maak jy? En hy sê vir haar, ek wil hierdie boom nooit laat doodgaan nie, want ek wil nooit in my lewe die oomblik vergeet wat ek die Here ontmoet het nie. En ek wil altyd hierdie oomblik onthou. En Welton, al hoe jy deur hierdie lewe kan gaan, is om hierdie oomblik te onthou wat jy die groot besluit geneem het om deur die watergraf te gaan en elke dag daai tyd te spandeer om jou boompie water te gee, om hierdie oomblikke water te gee en die oomblikke wat jy saam met die Here deur die watergraf gegaan het. So sal jy dit onthou? Ja, mooi. Okay. So Welton wil graag 'n gebed doen as hy onder die water is. So ek gaan hom nie verdrink nie. Ek gaan hom net 'n rukkie daar hou totdat hy klaar sy gebed gedoen het, dan gaan ek hom terugbring. So okay, ek gaan 'n gebedjie saam met jou doen. Okay, is jy daar? Okay, daar jy gebedjie met die eerste punt.
Goed. Hemelse Vader, wat 'n groot oomblik is hierdie nie. Here, om saam met Welton in die waterbad te kan staan. Here, om te sien, Here, hoe hy ten volle met alles wat hy het, Here, saam met U nou wil sterf, sy lewe wil afwas, en in 'n nuwe lewe wil opstaan, Here, en om U te dien vir die res van sy lewe. Om sy lewe toe te wy, Here, vir U werk, U kerk. Here, sodat hy ander mense se lewens ook gereed kan maak vir die groot dag as U gaan kom om ons te kom haal. En ek bid, Here, dat U hom asseblief in 'n besondere wyse sal seën en sal dra deur sy lewe. Here, dan is dit ons voorreg om hom te kan doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Die water is kouer as wat hy gedink het. Wat jy gaan onthou? Dietrich is 'n groot seun. 'n klein hartjie, 'n baie klein hartjie. Maar hy het plek vir Jesus gemaak in daai hartjie, né? En dis baie lief vir Jesus. En dis 'n groot voorreg om vandag vir Dietrich te doop. En Dietrich bly die goeie mens wat jy is vir altyd. Maar soos vroeër gesê is gedien in die preek ook, is dit my gebed dat vandag die begin sal wees van iets spesiaal in jou lewe. En dat wanneer Jesus terugkom, jy gereed sal wees om vir ewig huis toe te gaan. Ons is vandag hier so deels oor wat op die kruis gebeur het, eintlik hoofsaaklik, en Jesus se kruisdood. En wanneer ons 'n volle begrip het van Jesus se kruisdood, dring dit ons en kan ons nie anders om hier te wees. Mens kan dit weerstaan, jy kan maak wat jy wil, maar jy is nou hier. En ek dink altyd aan daai pragtige lied, ek wens ek kan dit vir jou sing, maar ek kan nie. Maar ek gaan die woorde daarvan net met ons deel. Dis 'n Engelse lied, long ago in a faraway place, rough, rugged timbers were raised to the skies. There hung a man suspended in space, and though he was blameless, they let him to die. Just to think how the cross moves me now, the nails in his hand, his bleeding brow. Just to think how the cross moves me now. En die kruis van Jesus het jou hier gekry, maar Jesus gaan jou ook lei in jou pad vorentoe. My gebed is dat jy eendag saam in die hemel sal wees. Is dit 'n goeie gebed? Dis 'n goeie gebed. Ons is baie lief vir jou, Dietrich. Ons is bly vir die besluit wat jy gemaak het. Ons is baie trots op jou, vir al jong mense wat die besluit maak. Amen. So sterkte op die pad vorentoe, en ek wil vra dat Marisa, Dennis, ek hakel nie, albei Dennisse, asseblief sal staan terwyl ek hom doop, net as 'n gebaar van eenselwiging en ondersteuning van dit wat vandag hier gebeur. Omdat jy die Here liefhet, Dietrich, is dit nou vir my 'n groot voorreg om jou te doop. In die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen.
Leon. En Leandri. Nou los hulle die kleinste ouke om die grootste ouens te doop. So jy moet ons jou vrou eers te doop. So ek wil julle net voorstel aan Leon en Leandri vir julle wat dalk vanoggend nie hier was en hulle getuienis gehoor het nie. Leon was een van daai mense wat Adventisme ontmoet het en baie adamant was dat hy gaan 'n plek vind om hulle verkeerd te bewys. En ek sê dankie vir daai mens wat hy is, want as dit nie was vir dit nie sou hy nie vandag hier gewees het nie. En Leandri ook, wat ek baie van Leandri hou is die kere wat ons al by hulle gaan kuier het en ons gesels het oor verskillende dinge. Sy's nie net 'n mens wat 'n ding net gaan vat nie. Jy moet haar wys hoekom dit so werk en hoekom dit so is. En dis 'n goeie ding. Want ons moet weet hoekom ons Christene is. Ons moet weet hoekom ons daarvoor staan. So, dis vir ons verskriklike groot voorreg om julle vandag te doop en deel te maak van ons familie. En ons weet dat julle nog 'n groot werk in hierdie kerk gaan doen. So, Leon, is dit reg as ons... Is daar iets wat julle twee wil sê? Leon, iets sê. Kom ons doen gou 'n gebed saam. Hemelse Vader, ek sê baie dankie dat ons saam met Leon en Leandri kan hierdie dag vier, Here. U het 'n lang pad met hulle gestap. Hulle was al lankal lief vir U en daar was nog dinge wat U vir hulle wou wys. En dit het so gebeur dat dit vandag op die einde van die dag op daai punt gekom het waar alles op een punt bymekaar kom. En ek sê dankie, Here, dat ek weet dat die hemel verheug sit en toe kyk oor twee mense vir wie U so verskriklik lief is. En dankie dat ek die voorreg kan hê om hulle na U toe te bring, Here, en saam met hulle deur hierdie doopondervinding kan bring. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Die ander aan die kant van jou staan. Leandri, is dit jou begeerte om vandag gedoop te word? Ja. Dan omdat dit jou begeerte is om vandag gedoop te word, gaan ek jou doop in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Leon, is dit jou begeerte dat jy gedoop word? Ja, dit is. En dan gaan ek jou nou doop in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Ja. Sterkte. Johan of Wimpy? Johan. Johan. Is jy okay? Okay, so ons sal nie te lank vat nie hoor. Johan, ek is so bly jy is gesond. Ja. Die eerste keer wat ek vir Johan ontmoet het, hy het 'n baie ernstige probleem met sy maag gehad na 'n operasie en dit was 'n moeilike stryd. En ek sê vir die Here baie dankie dat hy jou gesond gemaak het. En dan oom Jannie, kan oom asseblief staan oom? En Christine dan ook as sy hier is. Dis die twee mense wat saam met hulle Bybelstudies doen en julle weet, dis die mense wat die harde werk insit en ek kry die voorreg om hulle te doop. So ek kan net vir julle sê baie dankie vir die werk wat julle doen en vir die liefde en die omgee wat julle vir hierdie gesin. Veronica, kom net aan hierdie kant van jou. Kom ek doen gou vir julle as 'n gesin 'n gebed saam. Hemelse Vader, baie dankie dat ons vandag kan bid. Ek weet in die banke is daar twee klein mensies wat vandag vir mamma en pappa dophou. En die groot invloed wat in hulle hartjies gebeur om te kan sien wat mamma en pappa doen. Here, ek wil vir u vra asseblief om saam met hierdie gesin te wees, om hulle deur die donker tye te dra, hulle deur die ligtye te dra en hulle te laat weet, Here, dat daar niks belangriker is
as hulle nie. En al was hulle die enigste persoon op hierdie aarde, U nog steeds die hele hemel sou leegmaak om hulle by U uit te bring, want U grootste begeerte is 'n gesig tot gesig verhouding met hulle. En dat hulle moet weet, Here, dat die dag wanneer hulle die hemelspoorte binne sal gaan, U daar gaan wees om hulle te omhels en vir hulle te sê, ons het dit gemaak. En dit begin vandag hier, Here, en ons sê dankie vir daai groot voorreg. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Veronica, hoe as jy jou neus wil wegstreek, is dit jou begeerte om gedoop te word? Dan omdat dit jou begeerte is om gedoop te word, doop ek jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Johan, is dit jou begeerte om gedoop te word? Ja. En omdat dit jou begeerte is om gedoop te word, doop ek jou nou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Baie geluk. Wimpie. Wimpie, jy moet my nou nie vandag doop nie, asseblief. Wimpie het op 'n plek in sy lewe gekom waar hy voel dat hy weer gedoop wil word. En dis sy begeerte in sy hart dat hy gedoop wil word. Wimpie is 'n pragtige mens. Hy kom al 'n lang pad saam met die Here en hy is al 'n lang tyd deel van hierdie gemeente. En vandag is dit 'n voorreg, Wimpie, vir my om jou te doop. En ek weet jou hart behoort aan die Here en ek weet jy is lief vir hom. En ek weet dat jy aktief vir hom betrokke wil wees. So, Wimpie, kom ek bid gou saam met jou. Hemelse Vader, Here, U ken Wimpie, U ken sy hart, U ken sy hartsverlange. Here, U ken die dinge wat hom bly maak, U ken die dinge wat hom hartseer maak. En vandag, Here, is U so bly om weer saam met Wimpie by die doopbad te staan en ons sê dankie vir die voorreg om te kan deel wees hiervan. Here, U weet wat dit is wat Wimpie vir U moet doen en ek vra asseblief, Here, dat U hom sal lei en hom sal rig en hom sal wys wat dit is waar hy daai plekkie wat hy net hy vir U kan volstaan in die wingerd waar dit sal wees. En daarom sê ons dankie, Here, vir Wimpie se besluit. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. So Wimpie, is dit jou begeerte om gedoop te word? Ja. En omdat dit jou begeerte is, doop ons jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Ek weet nie of julle vanoggend Carla se getuienis gehoor het nie. Maar sy het deur 'n baie groot mediese skrik gegaan. En ek dink sy's 'n baie sterk mens. En die Here het haar deur daai skrik gedra en ook saam met jou pa se skrik. En dis pragtig om te sien wanneer 'n jong mens gedoop kan word. En dis vir ons 'n voorreg om haar te doop. En julle moet weet, sy is deel van hierdie gemeente. En dis julle verantwoordelikheid om haar te help om saam met ons besluit te stap. En dis elkeen van ons se verantwoordelikheid. Carla, kan ek gou vir jou bid? Hemelse Vader, ek sê dankie dat ek vandag saam met Carla kan wees. Here, ek weet dat dit vir U verskriklik belangrik is wanneer 'n jong mens sy lewe vir U gee. Here, die wêreld het ons jong mense geleer dat U nie meer bestaan nie en so U is desperaat op soek na 'n jong mens wat tussen sy eie ouderdomsgroep of tussen haar eie ouderdomsgroep vir die wêreld kan wys, maar wag so bietjie.
dis hoe dit lyk as Jesus in my hart is. En daar's min sulke jong mense oor, Here. En so daar's 'n groot gejuig in die hemel vandag omdat Karla haar lewe vir U gee en in openbaar sê ek draai nooit weer om nie. En ons sê dankie dat ons as 'n gemeente kan deel wees van hierdie pragtige dag. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Voordat ek jou doop, JB, as jy net ook vir ons kan staan, waar is jy? Waar jy's daar agter. Baie dankie vir die harde werk wat jy saam met Karla ingesit het. So Karla, wil jy jou neus toe? Ja. OK. Karla, is dit jou begeerte om gedoop te word? Ja. En omdat dit jou begeerte is, doop ons jou nou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Dit is warm. Dennis, kan ek jou vra om te staan? En dan ook jou ouers. Dit was baie belangrik vir Renée dat Dennis haar doop en weens onvoorsiene omstandighede kon dit nou nie gebeur nie. Dennis het ma en pa getrou en het jou ingeseën. So Dennis, baie dankie vir die werk wat jy gedoen het en baie dankie vir die liefde en die omgee wat jy vir Renée gee. Renée, kom en doen vir jou gebed. Hemelse Vader, baie dankie dat ons kan weet dat Renée van vandag af haar plek gaan vol staan in die hemelse familie. Here, ons kan nie verstaan hoe groot voorreg dit is om saam met 'n jong mens in 'n doopbad te kan staan. Here, ek wil vra dat U haar sal beskerm, dat U haar sal gebruik en dat U vir haar sal wys hoe spesiaal dit is om 'n verhouding met U te hê. En Here, ek sê dankie vir die liefde wat U in haar lewe is en ek vra dat daai liefde nooit dood sal gaan nie en dat sy haar plek in U wingerd sal vol staan. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. So Karla, voordat ek jou doop, ek weet nie of julle dit besef nie, maar hierdie jong mense kon vandag in 'n mall gewees het. Hulle kon vandag op 'n sportveld gewees het. Hulle kon vandag ergens by 'n partytjie gewees het, maar hulle is nie. Hulle is in 'n doopbad waar hulle besig om vir die Here te sê, ek kies Jesus. Neem nie wêreld, ek kies Jesus. En ons moet trots wees op ons jong mense. So Karla, is dit jou begeerte om gedoop te word? Ag Renée, skus man. Renée, is dit jou begeerte om gedoop te word? Ja. Omdat dit jou begeerte is, doop ek jou naam in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Is daar enige iemand wat vandag hierso is wat voel dat julle graag dieselfde stap sal wil maak? Dalk voel jy in jou hart die Here praat met jou, dalk voel jy in jou hart dit is tyd. Dalk wil jy al lankal hierdie besluit maak, maar jy kon net nie daarby uitkom nie. Dalk het jy vir 'n ruk lank van die Here af wegbeweeg en jy voel jy wil weer gedoop word. As daar so iemand is, dan wil ek julle vandag nooi om te staan. En as jy voel dat jy wil nie vandag staan nie, die ouderlinge is beskikbaar, gesels met ons sodat ons by jou kan uitkom en sodat ons hierdie dag vir jou kan moontlik maak.
ons nog een lied uit hierdie kant van die gehoor kry. 'n Gunsteling van iemand. Ja, Cecilia. Witter as sneeu. Weet jy miskien die nommer? Dis 200, maar ek dink dit is Walter se slotlied. Ons gaan hom as slotlied sing, so jy's gelukkig. Is daar nog iemand? Ja, Caroline. 237. Kom ons sing die eerste en die laaste vers van lied 237. Rots der eeue oop vir my. Dankie. Rots der eeue oop vir my, laat my veilig in U bly, laat die water en die bloed uit die sy as heel en vloed, my van sonde, skuld en mag, dubbel vry maak hier vandag. Nee, ek eens die pelgrimstaf van my zwerverslewe af, as die uur van oordeel slaan, en ek voor my regter staan, rots der eeue oop vir my, laat my dan nog in U bly. Pragtig. Kom ons sing nog 'n lied, lied 328. Ek is vreemd hier, die eerste, derde en 6de vers van lied 328. Ek is vreemd hier. Ek is vreemd hier en ek's 'n pelgrim. Ek kan hier bly net 'n nag. Moet my nie teruggaan, want ek moet voorwaarts na die strome vir ewig vloei. Ek is vreemd hier en ek's 'n pelgrim. Ek kan hier bly net 'n nag. Daar's die Godstad wat my berei het, my verlosser is sy lig. Daar is geen droefheid en geen gesig nie, want daar gedenk ons die dood nie meer. Ek is vreemd hier en ek's 'n pelgrim. Ek kan hier bly net 'n nag. Vader aarde, vermik weer sonde, jy keer spoedig tot jou vroeë heerlikheid. Die grote Skepper sal jou herskape, dan sal die sonde nie meer verskyn. Ek is vreemd hier en ek's 'n pelgrim. Ek kan hier bly net 'n nag. Kom ons sing nog 'n lied, lied 110. Roep ek tot Jesus, hy is naby. Vers 1, 2 en 4. Roep ek tot Jesus, hy is naby. As ek teen vrees en sonde moet stry, altyd is hy gereed aan my sy. Wanneer ek tot hom roep, wanneer ek tot hom roep, wanneer ek tot hom roep, hy sal my by vertroos en verbly. Wanneer ek tot hom roep, roep ek tot Jesus, hy is getrou. Hy sal my altyd dig by hom hou.
roep ek tot Jesus, alles is sy. Hy die benoudheid maak hy my vry. Hy neem my aan nog voordat ek gly, wanneer ek tot hom roep. Wanneer ek tot hom roep, wanneer ek tot hom roep, hy sal my by, vertroos en verbly, wanneer ek tot hom roep. Kom ons sing dan nog lied 7, die Here God regeer, vers 1 en 4, van lied nommer 7. Die Here God regeer, van sy verhewe troon. Hy is bekend met eer, met majesteit bekroon. Geen sterveling kan die lig aanskoon, wat hom geheimnisvol omvat. Die vors van die heelal, almagtig en alwys, deur wesen sonder taal, verheerlik en geprys, is sy genade onverdien, my troue Vader en my vriend. Kan ek net die dopelinge vorentoe nooi? Asseblief. Is Karel al terug? Nog nie. O, Jean, ek tog hier julle hardloop uit liedere uit. Skus julle. Verskoon my, hulle is nog nie terug nie. Skus julle. Daar's hy, kom ons sing nog, hoekom nie? Lied 420. Kom ons sing al die verse van lied 420, net oor kan die berge, iets om na uit te sien. Net oor kan die berge in die land wat wag, lê die skole God wat in sy heil gebracht. As ons moe skede oor die bergkruin gaan, sien ons reeds die einde van ons pelgrimsbaan. Ons is byna thuis, ons is byna thuis. Sien die lig wat stroom uit van die koepelstad, sien die luister wat uit elke stadspoort staan. Ons sal spoedig deur die goue strate gaan, oor die engele stemme waar die tempel staan. Ons is byna thuis. In die dae van Abraham is die stad verwag, met die goue strate sonder dood of nag. In vervoering
spoedig deur die goue strate gaan, voor die engele stemme waar die tempel staan. Ons is byna tuis. Deur die poorte sal almal gaan wat nog getrou, hier in Jesus glo en Gods gebooie hou, en dan loof ons Jesus tot in ewigheid, vir sy liefde, trou en goeie tierenheid. Ons is byna thuis, ons is byna thuis, sien die lig wat stromend van die koepel staan, sien die luister wat uit elke stadspoort staan. Ons sal spoedig deur die goue strate gaan, hoor die engele stemme waar die tempel staan. Ons is byna thuis. My broeder, my suster, sal ek eendag sien, in die land van vrede waar ons Jesus dien. Neem sy boodskap aan en bly aan hom getrou, as hy weer terugkom roep hy hoop vir jou. Ons is byna thuis, ons is byna thuis, sien die lig wat stromend van die koepel staan, sien die luister wat uit elke stadspoort straal. Ons sal spoedig deur die goue strate gaan, hoor die engele stemme waar die tempel staan. Ons is byna thuis. Kyk, kom ons probeer weer. Ek bloos, dis net onder my baard. Kan ek die doopelinge vorentoe nooi asseblief? En Christine, sal jy my kom help asseblief? Petri, baie geluk. Nee, hier is vir jou. Ietsie kleins. Dis reg. Carla. Carla. Welkom. Sy baie geluk. Jan. Ons nie vergeet van Wimpie nie. Syne is in die pos.
So hierdie is 'n baie belangrike deel. Ons wil hulle graag deel maak van die gemeente. So die voorstel wat ons dan as julle as 'n gemeente gee, is dat ons hierdie dopelinge deel maak van Panorama gemeente. Kan ek 'n sekondant kry vir so 'n voorstel? Almal ten gunste. Okay, dit is julle nuwe familie. Julle is al deel van hierdie familie, maar nou is dit regtig julle familie. Kan ek asseblief al die geordende predikante en ouderlinge vra of julle net so vorentoe kom, dat ons vir hulle 'n geseën gebed kan doen. En voordat ons dan daai gebed gaan doen, het ons 'n spesiale item van 'n jong dame wat vir ons die spesiale item gaan doen. Dis 'n verrassing, ek mag nog nie sê wie nie. So vandag gaan ek 'n liedjie sing vir my boetie Wante wat besluit om gedoop te word omdat dit 'n groot keuse is en vir almal anders wat ook besluit en hulle lewe om vir Jesus te gee. In the darkness we were waiting without hope, without light, till from heaven you came running. There was mercy in your eyes to fulfill the law and prophets. To a virgin came the word from a throne of endless glory to a cradle in the dirt. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory,
ouderlinge en ons predikante vra om vorentoe te kom dat ons net 'n seëngebed vir hulle kan doen asseblief. Kom ons sluit ons oë. Onse Vader, baie dankie vir daai pragtige lied. Wat 'n mooi manier om hierdie tot 'n volëinding te bring, Here. En nou wil ons vra asseblief, Here, die wêreld is baie naby aan sy einde. En 'n groot hoeveelheid van die populasie van die wêreld het openlik in hulle harte hulle rug op U gedraai. En U is desperaat nodig, of U vra desperaat vir ons wat onsself aan U verbind, om net deur hierdie laaste stukkie die drif te trek. Die fakkel op te tel en dit wat soveel generasies voor ons vir so lank voorgeveg het, klaar te maak. En deel van daai werk is hierdie dopelinge wat vandag voor U staan, Here, wat sê ek tel daai fakkel op. Ons gaan hierdie laaste deel van hierdie wêreldse geskiedenis met moed deurgaan. En ons gaan soveel as moontlik mense vra om saam met ons te kom, inspireer om saam met ons te kom. Ons gaan ons tyd en ons liefde en ons energie gee om vir die wêreld te wys, maar U is nog 'n liefdevolle God. Ons is U lief vir U en ons kan saam met U 'n verhouding hê en dit is goed as U in ons lewe is. En dis 'n groot werk wat vandag op hulle skouers is, Here. En daarom vra ek asseblief, rus hulle toe, beskerm hulle, hou oor hulle die wag, sodat wanneer U op die wolke kom, elkeen van hulle gereed sal wees om U te ontmoet. Wees saam met hierdie gemeente, Here, en versterk ons in die werk om nog mense na U toe te bring en versterk ons in die werk om ook hierdie dopelinge te ondersteun. Dit ons die begeerte van ons hart, Here, ons bid dit in Jesus se naam.